Welkom by Klipkouers Bosoorlog Stories. My gas vandag is generaal-majoor Dan Lamprecht, afgetree. Lid van die oorspronklike Dirty Dozen en een van die eerste rekkies. Ons kyk terug op die geskiedenis, operasies en nalatenskap van Suid-Afrika se legendariese spesiale magte. Lekker leer en lekker luister. Oom Dan, lekker oom te ontmoet. Dankie Jacques, ja. Hoe lank is die hoofkantoor al hierso? Van omtrent 2012 as ek reg onthou. Okay. Ons deel eintlik 'n kantoor met Div Lamprecht. Dis eintlik sy fasiliteit, maar ons huur 'n kantoor hier by hom. Hoekom? En dit want anders moet jy buite hier ergens jou eie sekerheid, so ons piggyback hierso by hom. En ons dame wat in die kantoor is, sit hierso, maar sy werk ook vir hom. So dis eintlik 'n baie goeie versamelpunt vir ons en ons is baie tevrede met hierdie reëling. Is dit nou maar, ek wil sê, is wat Pretoria is maar histories, ek wil sê militêre HQ. Is dit die rede hoekom dit hier in Centurion is? Hoekom is dit die bymekaar kom plek? Dit is eintlik baie maklik. Die meeste ex-rekkies wat aangesluit het by die Spesmagte Veterane Vereniging is eintlik maar hier in Pretoria. Wow. Ons het 9 forte oor die land, maar hulle getalle wissel. Byvoorbeeld in Fort Outeniqua in Mossel Bay. Baie ouens werk buitelands. Dan weet hy, hulle het 'n vergadering een keer 'n maand, dan reël hy dat hy daai keer die vergaderingkie bywoon, hy reël sy R&R hierso by die huis, dan gaan hy weer uit. So Kaapstad, Natal, 9 forte wat almal dieselfde doen, maar met minder getalle. Maar dieselfde doel en dieselfde visie en dieselfde missie is vir almal daarso. So ek wil aan die einde van ons gesprek wil ek bietjie terugkom na, wat doen julle, wat is daai, Goed. ek wil waarheen mik julle, ek weet julle ouens sorg vir mekaar en so aan, so ek so 'n bietjie daai uitpak, ek weet daar's 'n kommersiële arm, so ons sal 'n bietjie terugkom na dit, maar kom ons kom terug by die begin, waar kom oom vandaan, wat is die pad wat oom gestap het, en jy weet, ek wil sê daai begin daarvan, van Spesmagte, wat ek dink oom is een van die pilare, so vertel ons 'n bietjie die storie. Okay, ek gaan eers my eie eerste fase noem. Ek was in Natal gebore. Ek is na generaal Dan Pienaar genoem, so my voorletter DP is Dan Pienaar, en my ouers het 'n brief van hom gekry wat ingestem het daartoe. Pragtig. So ek is nogal baie trots daarop. Maar toe is ons Vrystaat toe, en ek sien jy was 'n koffsie. Ek wou sê Dan Pienaar is ja. En ek was by Bremnerhoër, nog in die ou een na Sentraal. Hy het later ons uitgeskuif by Zolte toe. Ja. 'n nuwe skool en alles. Maar in elk geval, daarso in my matriekjaar in 59. Dan jy kan uitwerk hoe oud ek is. Hoeveel Engelsmanne was in Bloemfontein daai tyd? 100. Man, op ons skool was ons 'n bietjie meer gewees hoor. Maar nee, in my matriekjaar toe is die kwessie, wat doen 'n ou nou? En op daai stadium het eintlik die weermag het die 3 militêre gimnasiums gehad, die leer, lugmag en die vloot gimnasium, wat jy kon vrywillig vir 'n jaar diens doen, dan hoef jy nie meer burgermagdiens daarna doen nie. En ek het gereken, ek was eintlik 'n jaar te jonk, ek was 17 toe ek weg is. Toe dog ek, vat hierdie jaar om net bietjie te besluit. Maar ek het dit so geniet, daai jaar in die leergimnasium, en net toevallig, Koos Moorcroft, wat ook een van die stigters is, was 'n tydjie saam met my in die leergimnasium, dit is in 1960. Maar okay, ek het dit so geniet, ek was in die Panzer, ek het 'n lisensie gehad om 'n Centurion tank, dis nou nie die nuwe olifant nie, maar die ou tank, die ou Shermans van die Tweede Wêreldoorlog en die ou Marmon Harrington panserkarre. Ek kon 13 voertuie op 17-jarige ouderdom bestuur, toe dog ek, hierdie is die lewe. Yes. Maar toe is ek gelukkig gekies vir die militêre akademie, ek het 3 jaar geswat om 'n graad te kry, en toe is ek uitgeplaas. Ek gaan nou op koffsies geswat. Of waar het julle in die
Nee, op Saldanha. Ekskuus, ek het aanvaar, jy weet, die militêre akademie is op Saldanha. Hy's 'n fakulteit van Stellenbosch Universiteit. Ek sien en dit is dis die go-to. Ja, en hy's op Saldanha is die akademie gebou en hy doen baie goed op hierdie stadium. Nou is hy nog steeds. Hy is nog steeds daar so en hy het eintlik baie uitgebrei en hy's op 'n regtige hoë teoretiese vlak met navorsing, maar ook met die nuutste tegnieke en jy weet so ons is baie trots. Maar nog steeds in samewerking met Stellenbosch. Ja, hy's 'n volwaardige fakulteit. Jou graad kom van Stellenbosch af. Ek sien. Maar in enige geval ek is toe uitgepos en ek was vir 'n jaar lank 'n PA vir 'n generaal in die ou Potgieterstraat waar die hoofkwartier was. En gelukkig het dit my 'n redelike insig oor die weermag gegee. Maar na daai tyd toe ek 6 SA Infantry Bataljon toe verplaas. En gelukkig daar ons gaan dan net nou terugkom by die oorsprong van die rekkies. Jan Breitenbach het toestemming gekry om 'n keuringskursus, maar om by sekere ouens in die hoofkwartier verby te kom, toe noem hulle dit 'n spesiale magte, 'n spesiale infantry kursus. En dit was vir 6 weke en ek was gekies van 6 saai en ek het die kursus gedoen in 1968. Ja. Ekskuus, ek weet vir jou so wanneer het Oudtshoorn in die prentjie begin aankom? Dis waar ek nou na toe lei, want in 1968 kom ek gaan nou terug na my jare in die akademie. Kyk, ons is daar aangemoedig om boeke te lees. En dit is wanneer die Koue Oorlog begin het. En 'n mens het gesien die Russe het begin met surrogaatmagte en hulle het begin om revo groepe of alternatiewe of in Engels dissident groups, jy weet in die politiek het hulle begin bearbei om regerings oor te neem, eintlik met die doel om die kolonialiste uit te kry en die land dan sê maar kommunisties te kan maak. Nou dit het al hier in die 60 jare begin. En baie van die offisiere in die leer, wel die weermag waarskynlik, het begin besef hier's iets anders nodig as nou net gewone opleiding. En daar was baie sê maar polemiek tussen die generaals, maar uiteindelik het Jan Breitenbach met 11 ander ouens 'n kursus in Rhodesia bygewoon wat die SAS kursus was. Nou kyk, die Rhodesiërs kom van die Engelse SAS af en dis ook maar hoogs opgeleide harde opleiding en sterk manne wat die ding doen. Nou ons manne het hierdie kursus gaan bywoon waaronder Jan Breitenbach was en toe hulle nou terugkom, lyk my die wind begin waai in die rigting van okay, kom ons toe is daai infantry kursus gereël. Dit was in Mei en Junie en toe is 'n tweede in November, Desember gereël. Nou net om te spring, ek is uit die eerste kursus is ek gekies en uit die tweede kursus is Piet van Vuren gekies. Maar toe kom ons nou hier by 69. Toe het 'n Nigeriese offisiere vir generaal Loods in Parys raak geloop, Frankryk, waar hy was militêre inligting, so hy was maar in Frankryk was nogal 'n goeie bron vir ons, want hulle het ons ondersteun. Kyk, ons was teen daai tyd was ons maar die meisond van die wêreld omtrent, jy weet, maar Frankryk het ons goed bygestaan. En hulle het hom gevra of ons kon help om die Biafra weermag in guerrilla oorlogvoering op te lei teen die Nigerië, want dit was die Biafra oorlog waar Nigerië Biafra wou oorneem. En toe's Jan met 3 ander valskermsoldate gestuur en het omtrent vir 4 maande het hulle die ouens opgelei, maar uiteindelik was die oormag van die Nigeriese magte net so hulle moes onttrek. Maar in wat ek nou uitgelaat het hier in 1966 is die bevelvoerder van die SAS uit Rhodesia, Dudley Coventry, was genooi om te gaan kyk waar moet so 'n spesmagte eenheid gestig word. En hy het eintlik gesê Oudtshoorn is die ideale plek. So dit was omtrent in 66 nie besluit nie, maar gekies deur hom of aanbeveel. Weet jy hoekom Oudtshoorn? Kyk, Oudtshoorn is naby die see
Hy's naby 'n klomp water plekke uit berge en Oudtshoorn het 'n pragtige veldskietbaan, maar ook 2 skietbane, 'n geweerskietbane. Een sommer naby die basis en een wat jy nou verder moet ry. Maar jy kan baie met geweer, pistool en die karabyne kon jy nou daar ten hartelus oefen. So en as jy nou see toe gaan, is dit nou nie ver nie. So dit was die rede vir daai keuse gewees. En toe Jan Breitenbach en die ander 3 van die naam was Operation Pelican, was die operasie in Biafra. Toe hulle daarvan af terugkom het Jan magtiging gekry om 12 ouens te kies. Nou op daai stadium was die voorwaarde, hy mag nie meer 'n valskermsoldate kies nie, want hy het nou klaar saam met in Biafra het hy van hulle gehad, 3 van hulle. So toe Jan nou met generaal Loods onderhoude gevoer en 12 ouens gekies waarvan ek nou baie bevoorreg was. Ja. Omdat ek redelik goed gedoen het op ons spesmagte kursus. Ag nie spesmagte, die spes infantry kursus. Yes. So ons het toe in Junie 1970 het ons vir 'n week lank by die Leer College bymekaar gekom en offisiere van militêre inligting het ons voorgelig oor hoe bedryf 'n mens 'n spesmagte eenheid. En dit het nou gewissel van die basis sekerheid, dan die sekerheid binne die sekerheid en die sekerheid binne die sekerheid vir operasies en dan die sekerheid in terme van die logistiek en die personeel. Die ouens wat die leers werk, moenie weet waar is julle, wat doen julle in sulke goed. En ook ouens wat goed moet voorsien, moet nou nie weet waarvoor nie. So hulle het ons baie mooi geleer en 'n klomp ander tegnieke ook maar oorgedra in die week. En toe die 13de Julie 1970, toe arriveer ons net 11 in Oudtshoorn, die inhoud onttrek uit eintlik 'n rugprobleem van jare terug. Toe sê hy nee, hy dink nie hy kan dit maak. Dis ons die 11 ouens wat begin het daar by die op Oudtshoorn. Nou Jan het ons onmiddellik op 'n baie intensiewe heropleidingsprogram. Ons het daar weer soos troepe op die Oudtshoornveld skietbaan rondgehardloop gekruip en leopard crawls gedoen en al hierdie goed. Maar ons het nie geweet nie. Hier in September, toe was ek in bevel van 5 ander ouens, 6 van ons het Frankryk toe gegaan na hulle spesmagte. En Jan met 3 duikers van die vloot se duikskool het na die Franse duikskool. Hy's in Ajaccio, dit is in die eiland van Cyprus. Hulle het nou gaan leer aanvalsduik en ek en my span het in Serkots is die dorpie se naam, maar dis waar hulle spesmagte opleiding is eintlik saam met hulle valskermbrigades en sulke goed is die skool ook daar. En ons het so 2 weke kursus in 'n klomp goed, clandestine operasies, lugoperasies, sabotasie, ons het wapenopleiding gedoen. Die interessante ding is, die manne was uitstekend met 'n revolver of 'n pistool en 'n handkarabyn. Hulle sameer in bevel kon met 'n jy weet die Engelse woord 'n great coat. Hy kon 'n pistool vinniger uitruk as wat jy net met oop hande. Ek wil sê Europese cowboy. Ja, hy was regtig, maar hy was goed. En hulle het ons het 'n kompetisietjie gereël, maar toe het ons daar 'n bietjie geduik op daai een, maar toe ons op 300 meter op die veldskietbaan, toe zap ons toe vir hulle. Maar okay, toe ons nou terugkom, was Ekskuus so, ek wil net vinnig stil staan daar. Sure. Hoekom was hierdie manne, ek wil sê wanneer dit by 'n pistool kom, versus julle met 300 meter, so wat is daai? Kyk, as 'n ou, en ek ken nie Europa goed nie, maar inteendeel nie, maar die oorlogssituasies in Europa is baie nouer. Afrika bos. Ek sien kort afstand, lang afstand. Kort afstand, lang afstand is eintlik die vinnige antwoord, ja. En die punt is veral as jy met partisane werk en jy het geïnfiltreer en daar's vyand, dit gaan nie net oor skiet nie, dit gaan oor close combat en sulke goed ook. So die ouens was baie behendig in daardie, want kyk hulle geskiedenis uit die Tweede Wêreldoorlog was maar die partisane en toe die Duitsers
die land beset het hierdie ouens nie gaan lê nie. Hulle het daarom gewerk teen die Duitsers. So ek dink dis waar hulle vaardigheid in daai kom. Ek sien. En dan ek's net nuuskierig. Ek wil vinnig 'n paar tree teruggaan. Hoekom was Bloemfontein, ek wil sê daai militêre fondasie, hoekom Bloemfontein? Kyk, die valskermsoldate was eintlik op daai stadium die bes opgeleide in die weermag. Want ons valskermbataljon het begin in 1961 met destyds kommandant Lou, wat ek vergeet hoeveel, ek dink 21 ouens het Engeland toe gegaan en die kursus daar gedoen. Hier onder SAS? Nee, gewone by Abingdon, die gewone parachute training brigade of wat ook al hulle dit genoem het. So hulle het teruggekom en toe hulle nou terugkom, was hulle nou die hoogste vlak. En hulle het dit volgehou en dit gepropageer. En hulle het die land vol gery en met skoue en demonstrasies. So Bloemfontein is die plek. Bloemfontein is die plek en jy weet op daai stadium, kyk onthou, ons het op daai stadium het ons 'n republiek geword en onthou die ou bedeling was maar 'n nuwe bedeling en die manne het voorsien hier kom probleme want ons is nou die muisond van die wêreld. So dit was baie belangrik om militêr die publiek te kry om ons te steun. Nou dis my woorde, ek quote niemand op hierdie stadium daaroor nie. Maar die punt is daarom die valskermmanne was baie gewild by hierdie skoue gewees. Maar uit dit het Jan nou vir Trevor Floyd Potty, Yogi, sy bynaam was Yogi Potgieter en FC Frans van Sail en homself. Hulle was die 4 valskermmanne. Koos Moorcroft was 'n voorheen valskerm ou, maar ek gaan die Engelse woord, he became disillusioned toe bedank hy toe gaan werk vir sy pa. Toe Jan nou vir hom gaan sê, luister op Pel, ek het jou nodig. Dieselfde met Dewald de Beer, wat op daai stadium was Jan SO1 opleiding in Windhoek. En Dewald was ek dink dit is 'n sant, en hy het opleiding by die commandos gedoen, maar Jan het gesien, hierdie Dewald de Beer het ontsettend spoorsny en boskuns kennis. Toe het hy nou vir Dewald gesê, luister op Pel, jy kom ook saam. Hy het my gekies omdat ek redelik goed op die kursus gedoen het. En Piet van Vuren het, behalwe dat hy goed gedoen het op hulle kursus in die infantry spec kursus, was hy ook 'n wapenkenner. Ek moet in aanhalingstekens sê, hy was eintlik 'n jagter. Maar daarom het hy nou baie goed oor wapens kon hy gesels en groot kennis opgebou. En op die Fourie was ook tegnies onderlê as 'n motor werktuigkundiges. En Kanaas Conradie was eintlik by die Genieskool en hy het 'n plofstof deskundige geword. Nou toe Jan ons kies, toe sit hy met 6 opgeleide valskermmanne. Dus ek en Kanaas saam op 'n valskermkursus gestuur, 'n basiese valskermkursus. Ons het dit met 150 troepe gedoen, so ons het klippe gekou, saam met hierdie ouens, kom ook 'n stalkie, hulle vat al die pale en sit dit daar in Spitskop en is 'n quarry gewees. En hulle haal ons uit en hulle sê vir die troepe, daai pale moet nou terug aan basis toe. Jeeslike, en dis 'n gestoei en 'n geskarrel, en ons dog jeeslike, hulle beskerm ons van hierdie. En toe die laaste paal oorbly met die 4 maarste en tingerigste stroepe, dis hulle hele paal. Dis hele paal. So okay. Ja, dit was eintlik 'n wonderlike kursus gewees en gelukkig nie beserings. En John Moore wat hoogs aangeskryf was, het hulle voorheen 'n kursus gedoen, maar hy het besering gehad. So hy het by ons aangesluit vir die springgedeelte, nie die PT gedeelte van die kursus. So ons was toe almal nou valskerm gekwalifiseer. En so 'n week of 2 later het ek, Kanaas Conradie en Piet van Vuren 'n spesiale DEMS kursus, demolisie kursus by die Genieskool gaan doen. Nou dit was baie interessant want PE4 was toe 'n nuwe plofstof. Jeeslik, en hoe kragtig was hy, en ou sien hoe hy deur staal al die goed is. So ons het maar gewerk met plofstof. Ons het plofstof gemaak, die tuisgemaakte plofstof. Ons het met
wat's booby traps moes ons leer mekaar nou uitoorlê met booby traps. En ons het ook waarderings gaan doen oor sabotasie. Hoe bring jy skade aan 'n installasie of 'n gebou? En ek sal nooit vergeet, ons sit in civies, in daai tyd het 'n offisier met 'n baadjie in 'n das rondgeloop. Nou verken ons Joburg se stasie, waar gaan ons skade doen? Net interessante hoe gevoelende ou, jy voel jy moes eintlik maar in ander klere gewees het as jy hierdie job doen. Ja. Maar in any case, so toe is ons nou almal, sê maar, gelyk gekwalifiseer. Dis toe ons nou by die leerkollege by mekaar kom en die voorligting kry en toe ons in Oudtshoorn begin het. So, net voor oom aangaan, hierdie is fascinerend, so ek wil terugkom na die Franse toe. Ja. Dis ook interessant, so die Franse natuurlik, ek wil nou net vinnig stil staan by die French Legion, want ek het 2 pelle wat ek vir 5 jaar opgeteken het, daai tyd. En, so waar die selfs daai Franse, die legioen in terme van hulle woestynbekleierery en wat het julle geleer by daai ouens, het julle te make gehad met hulle? Nee, die Franse legioen is 'n totale ander entiteit op sy eie. Hierdie was die Franse spesmagte. Verstaan. En ons het 2 spronge saam met hulle gedoen. En weer, jy weet, soos wat jy opgelei is, nou doen jy 'n exit met jou shuffle pas. En hierdie Noord-Atlas vliegtuig van hulle was nie so baie sterk soos ons deks nie. Nou, die Franse het so gemaak toe ons hier nie in die ry afkom, want hulle exit was, jy sit net daar en jy's opgehaak, spring jy net uit. Ja. En ons was nou die Britse manier geleer, want uiteindelik het ons dit afgeleer. Maar op daai stadium was ons nog baie nuut geweest. Ja. So nee, ek wil sê Engels is goed om in 'n ry te staan. Ja. Maar in elk geval, ons het baie aandwerk gedoen, want hulle het ons 'n tegniek geleer om met 3 flitsligte vliegtye in die aand in te kan bring. Nou dis nou vir voorraad aflaai vir partisane of vir guerrillas of sulke goed is. Dit was eintlik 'n fantastiese idee, want ons het niks daarvan geweet nie, maar jy staan met 3 vlugte en die vlieënier line op die 2 en die ander een is op 'n reghoek en hy weet dis die manne en hy weet wanneer moet hy afgooi en so dit was baie interessant geweest, regtig. So hier is julle 12, wat nou? 11, okay. 11 plus Jan. Nou wat ek vergeet het om te sê, toe ons nou die springkursus doen en die demskursus, het Jan met 6 ouens die duikkursus gaan doen. Maar dit is nog nie aanvalsduik nie. Want hy toe eers in September het hy met die vlooties gaan aanvalsduik leer. So hulle het eintlik maar meer net lugduik gedoen. Maar wat ons vlootouens geleer daai tyd? Wat was hulle? Dit is alles uit die Britse uit. O, so dit is die Britse fondasies. Ja. Spesmagte, Frankryk, SAS. Ja. Ek sê Brits en Franse mengsel. Ja. Okay, toe sê maar die jaar op en toe die volgende jaar 71, toe gaan ons weer 6 van ons wat nog nie duik gedoen het nie, het toe weer gaan duik doen. Ons het weer die hele, dit was die lekkerste 3 weke van my lewe, daai 3 weke seamanship. Jy leer om te swem, jy leer om 'n seil te werk, te roei en kom ek vertel hierdie staaltjie nou leer jy om motorbote te ry, maar daar's tegnieke, jy moet die Engelse woord you must come alongside, jy weet as jy teen die kaai kom, you come alongside is 'n proses. En as dit 'n boei in die see is en jy met 'n ou of 'n rots en jy met 'n ou aflaai, dan is 'n manier om in te kom en te stop en hom af te gooi. So dit was alles in die 3 weke. En ons sit 'n motorcutter en Piet van Vuren is hier in die enginekamer. En jy het net 'n head en 'n stern. En ek is die coxswain en ek sien ons kom hier op hierdie boei af en ek sê vir Piet, nou vaar ons nou met ek sê voel 'n stern want ek wil nou stop dood op hierdie plek. En ek sê voel 'n stern en hy gaan voel 'n head. Gestelde. So daarna was al die bevele in Afrikaans, nie meer Engels nie. Ja, okay, so die duikkursus was, ons sit nou maar gegradeer op die Dreiger lugstelsel, die scuba stelsel. Toe gaan ons oor oxygear toe, wat die closed circuit breathing apparatus is, wat jy nie bubbles laat onder water,
Maar jou beperking is jy kan nie dieper as ek dink is 35 meter of voet, ek kan nie meer onthou wat ons was nie. En so daar het ons geleer jy is op 'n kompaspeiling en 'n dieptemeter en dan eintlik op tyd. Later aan het hulle ander tegnieke geleer, maar dit was nou hoe ons begin het. Noodloos om te sê, saam met die vloot, ons het begin die scuba gedeelte saam met 'n vloot wat hulle noem 'n mine clearance course. Dis duikers wat net geleer word om te soek is die vyand myne op jou skip. So dit was eintlik 'n werkskursus. Maar die obstacles, die hindernisbane was maar dieselfde vir hulle en vir ons. Ons soos was saam met hierdie jong ouens die hindernisbane in die water en dit is nogal taai geweest. Nee, ek het 'n wonderlike tyd met die duik gehad. Dit was regtig baie lekker geweest. En toe ons gekwalifiseer is, toe is ons nou terug vir die Biafra trip het die manne 3 klepper kajaks gekry. Ek dink ek sê die regte woord klepper, maar hulle is opvoubare goed. En die was tot ons beskikking. En toe het Jan besluit, maar kyk nou is ons almal duik gekwalifiseer. En nou moet ons water gekwalifiseer ook weer. Toe begin ons met kajakke en met duikuitrusting. En ons het ook begin spring met duikuitrusting in Swartvlei meer. Ek weet nie of julle die storie ken van ons het een ou het uit sy harnas uitgekom oor Swartvlei. Ek en hy was eintlik Is dit nou Sedgefield? Sedgefield. Ja. Ekskuus. Ek sê die goed jy moet maar vra. Nee, ek ken toevallig nou Swartvlei. Ek en hy was 1 en hy was 2 in die stiek, maar hy het uit sy harnas hier op 90 voet gekom. Toe hy val, toe breek daai oksigeer van sy lyf af die band. En Jan was nie daar nie, maar toe hy hoor hierdie ding is weg, toe sê julle duik tot julle daai ding kry. Nou ons is terug Oudtshoorn toe, ons het ons kompressors gaan haal, rantsoene, tente en daar was 'n ou met 'n Eurus caravan park. Hy was ons baie goed gesind. Ons het altyd sy jetty gebruik. Toe het ons daar gekamp en ons het vir 'n week het ons nou in beurte het ons 'n siklus gehad. 2 ouens in die water, 1 in die boot. Die ander ouens laai bottels en die ander ou slaap. En dan het ons maar so vir 'n week lank geduik. Ja. Tot ons nou op een Vrydagmiddag ek en Koos Mokerhof was saam. Nou jy's tussen 2 jackstays en dan jy 'n tou tussen julle. Nou hy swem die kant, ek swem daai kant. As ons daar kom, dan sê ons vir mekaar, dan skuif ons die tou en so nou kam julle, ek wil sê nou kam julle die bodem. Kom ons nou hierdie die jackstay search of square search dink ek noem hulle dit. En op 'n kol toe vra ek vir Koos, ons moet nou skuif. Toe het hy iets gesien. Toe het hy daai oksigeer opgetel. Hier's like Dis julle onder water het ek omtrent so gemaak. Hoe diep is hy? Hoe diep was dit? Ag Sedgefield, nee, dit ek wonder of dit 35 meter was. Dit was nie regtig diep nie. Ja. In die water Maar is was donker. Nee, die water was op daai stadium redelik. Die sigbaarheid was seker 10 meter omtrent. Okay. Dit was nie sleg geweest nie. Kyk, ja, donker water. Ons het een keer het ek en Koos ons het daarvan, ek weet nie of dit Diastrand of so was nie, ons het met 'n kajak uitgegaan met ons oksigeerstelsels en ons het 'n anker gegooi, alles aangetrek met elkeen 'n myn en Jan het nou in die hawe gereël dat ons nou kan ingaan. Toe swem ons nou nie ek en Koos ander ouens ook. Toe gaan plant ons nou myne. Nou moet jy jou kajak gaan vind en weer inklim en terugroei. So dit was nogal ja, scary goed, maar maar eintlik as jy dit reg kry dan voel jy like ek is okay. Ja. Ja, jy moet maar vra. Ek kan gaan dit is fascinerend. So julle ek wil sê natuurlik soos jy sê jy praat van die meishond van die wêreld. So natuurlik die spesmagte om hierdie fondasie te lê vir wat kom. Ja. Wat was daai weer eens wat was die volgende stap? Hierdie ouens was dit net om reg te wees, was dit om met te groei, so wat het van daar af toe nou gebeur? Nou kyk, op daai stadium toe ons nou by mekaar was ons ook weer aangemoedig om te lees en ons het David Stirling se boek Long Range Desert Patrols gelees.
Dis nou die Tweede Wêreldoorlog wat hy met sê maar Land Rovers of daai dit is klein voertuie, het hulle wyd om in die woestyn agter hoofkwartiere, logistieke lyne en verbindingslyne het hulle nou gaan beskadig en selfs op vliegvelde het hulle nou gery, geïnfiltreer en skade gedoen en dan teruggekom. So daai was so ek weet, ek het toevallig 'n boek gelees oor daai Ungentlemanly Warfare Department wat Churchill daai divisie gestig het, wat die manne gaan, ek wil sê guerrilla amper begin het met daai eerste. Nee, kyk, David Sterling was eintlik SAS. Hy begin hè. Ja. Hulle het ook. Ja, ek weet nie van hulle dirty tricks of so iets. Yes, Sterling hulle het mos ook, hulle het eers wat die vliegtuie begin spring, weet Tom Powers is dood in die begin en hulle het geleer dink ek by die panser om te navigeer in die woestyn of iets, nee. Is ek reg? So ek onthou Sterling. Hy was myn ou. Ja. Maar in elk geval dit was nou vir ons 'n visie is om eintlik iets skade te gaan doen. Nou spring ek na 1972. Toe het ons operasie Starlight gedoen. Nou Jan Breitenbach met 3 paratroopers, Kanaas Konradi met plofstofdeskundige, Koos Moorcroft in Dewald de Beer en Ken Broen van die vloot en Willie Dewey wat vlootinstrukteurs was. Maar hulle het ook 'n springkursus gedoen want hulle moes nou ook verstaan. Hulle het nou die lugmag het hulle gevlieg sê maar van Durban Beira toe. Hulle het op 'n Portugese fregat geklim. Die het hulle gevat naby Dar es Salaam. Toe het hulle van die fregat oorgegaan na Emily Harbour as die duikboot. Toe is hulle af en nou is hulle kajake was al voor en hulle uitrusting vooraf gestoor. En hulle toe in Dar es Salaam. Nou op hierdie stadium was die doel om te toets en skade te gaan berokken. So hulle het 'n brug of 2 opgeblaas. Hoekom Dar es Salaam? So wat was die? Kyk, in Dar es Salaam was daar 'n oppositiegroep. En die punt was hierdie was om te toets wat se vermoë het ons. Okay. En nou moet jy 'n teken kies wat jy anoniem niemand gaan weet dis jy nie, want toe hulle klaar was, toe strooi hulle nou pamflette en biljette van hierdie oppositiegroep. Maar in die case, hulle toe 1 of 2 pilare van die brug, nou Kanaas het nou die goed uitgewerk. As ek nou vinnig teruggaan, een van die ouens se vrouens, ek gaan nie naam noem nie, het Engeland toe gegaan om Kamsdag haar moeder in 'n vakansie te gaan kuier. Maar toe word sy 'n toerist in Tanzania. En toe gaan neem sy foto's van hierdie brug en 'n paar goede. Okay. En Kanaas het nou die brug uitgewerk en die plofstof daarom het hy nou uitgewerk. Dis die wat hulle nou saamgedra het. En op 'n kol toe het een van hulle gesit met 1 lading. En die country club was nie ver weg nie. En toe die Britse ambassadeur se Rolls-Royce was daar. Dan sit hulle hierdie plofstof wat oorgebly het op daai voertuig. En toe het hulle nou onttrek. En nou wil ek miskien terugkom na die opleiding toe. Toe ek nou ken die 2 vlooties het die kajakke opgepas waar hulle nou geland het. En die 4 manne het teruggekom, ingeklim en nou geroei. En nou het ons die drill was jy het 'n RV, 'n rendezvous, die Engelse woord rendezvous. Jy het gesê ons gaan mekaar daar ontmoet so laat. So nou met die sub inkom en ons roei van die kant af. Maar nou die oefening sê vir jou is jy nie daai RV kan maak nie, maar jy moet alternatiewe of 'n nood-RV ook hê. Die probleem was die duikboot se een propeller het in 'n visnet vasgehaak, toe het hy net 1 skroef gehad. So hy was nou stadiger, toe mis hy die eerste RV. Dan sit hierdie 6 manne nou op die see, want kyk as die son opkom, is hulle nie so ver van die land af nie. Maar in die case toe die teen 'n stadiger spoed toe kon die duikboot die tweede RV maak en het opgeklim. En die volgende dag het Ken en Willie Dewey die nette losgemaak en toe kon die sub nou onttrek.
So dit was 'n toets van 'n strategiese oefening, want die punt is ek wil 'n aanvegbare stelling maak. Speswagte is nie veronderstel om te gaan beklei nie. Jy is veronderstel om skade te berokken, maar as jy gevind word, dan moet jy kan beklei. Ek verstaan. Dit is nou vir party ouens is dit 'n moeilike konsep. Hulle dink jy moet net kan gaan beklei. Ja. Maar eintlik moet jy die Engelse woord is daai Engelse woord stealth. Jy moet stilletjies op 'n plek kan kom en waarneem en terugvoering gee en daai soort van goed. Wat het met die Rolls-Royce gebeur? Nee, hy was maar beskadig. Daar was 'n verslag in die koerantjie daar so oor dit. Maar en die oppositiepartye het toe die skuld gekry. Oor die pamfletjies wat julle die propaganda wat goeie bemarking sal ek sê. Ja, okay, toe besef Jan, hy moet nou 'n bietjie meer uitbrei en hy het nuwe mense gewerf en op 1 Oktober 1974 72 toe is een verkenningskommando gestig as 'n eenheid. Maar ons het begin in 1970. Nou die proses om die eenheid te stig is eintlik langdradig, want rekenpligtig moet jy 'n self-accounting code kry. En dis nou proses by die kwartiermeester-generaal en al die wetlike prosedures. Uiteindelik kry jy 'n code, dan kan jy kan nou goed trek van 'n groter stoor af. Dieselfde met die betaling. Betaling jy moet 'n betaalstelsel hê. So jy moet eers geëik word en dan die ander ding is die naam. Dis soos om hierdie hele nuwe departement te stig, wil ek sê. Wel, okay, 'n eenheid. Die Engelse woord is ek praat oor 'n regeringsnaam, sal ek sê. Ja. Die punt is jy moet wettig gestig wees. Ja, en dan kan jy nou en dan kan jy nou, ek wil amper die woord sê, trade. Jy kan nou gaan trek by 'n ander depot. Jy kan jou ouens betaal in al daai soort van goed. So dit was 'n interessante deel. Het Jan dit gedryf? Nee, Jan is op die grond. Kyk, hierdie is die hoofkwartierprosesse wat nou volg om die eenheid dan te kan stig. Toe het die manne begin en hulle het begin ander ouens werf en toe begin met 'n hulle het nog nie begin met 'n keuringskursus nie, maar hulle het 'n paar ouens gewerf. Toe het ons die eerste die tweede operasie was toe Fred Zili in 1974 was Fred Zili in 'n kontak gedood. Nou om terug te gaan, daar was 'n klomp spore en Swapo was opgespoor uiteindelik ergens het hy teikens aangeval. Ek kan nie daai detail onthou nie, maar in die opvolg is daai tyd se een rekkie is toe ingebring en Charles Nodé en Hannes Venter was by die Valskermbataljon, hulle was kompanies en hulle was ook ingebring om in hierdie operasie deel te neem. Maar dit was ons eerste groot operasie toe Fred Zili dan oorlede is. Maar daarna toe besef die manne daar moet nou kursusse gereël word om te kan uitbrei. En ook in 74 is die eenheid vir onverklaarbare redes Durban toe verplaas uit Oudtshoorn uit. Nou daar's voor- en nadele. Die punt is uiteindelik kon hulle met die vloot begin saamwerk met die bote en dis nou weer 'n ander storie hoe vuur gestig was en al die fantastiese operasies wat vuur rekkie gedoen het. Maar in die proses van keuringskursusse en die eerste paar operasies toe is swart soldate gewerf. Want nou is ons in Suidoos Angola. Ons het Fort Doppie se opleidingsbasis en die ouens is eintlik maar permanent daar. En uit dit is 5 rekkie gebore. Hulle het eers in Durban begin. Toe kry hulle basis in Duku daar in die noord van Natal. Naby Sibaai dink ek is dit omtrent. En uiteindelik toe hulle gestig in Phalaborwa. Maar hulle was vir pseudo-operasies wat baie belangrik was. Want kyk, Black is Beautiful werk tot op 'n punt. Maar ergens moet jy dan met taal ook kan praat en jy moet die houding hê en sulke goed. So pseudo-operasies was baie belangrik op daai stadium. Brei 'n bietjie uit oor Durban. So nou die onverklaarbare rede, maar nou wat daai beginjare. Okay.
daar's twee dele van Durban. Die lighartige gedeelte is die woord rum en Redhart. En wat is die plek se naam? Moustache, Father's Moustache. En as die manne in Durban is en hulle is nie in die bos nie, dan is dit hulle eintlik hulle hoofkwartier. En hulle was brekers. Hulle het die plek oorgeneem. Okay. Daar's baie stories oor daai deel van Durban. Maar as ons nou by die werk kom, die probleem is die veldwerk moes op Doekoe gewerk of in die opsgebied by Fort Doppies, of dan die ander ding is, as jy nou begin seewerk doen, dan het jy Salisbury Island waar die vlootbasis was. Nou die aanvalsvaartuie, in Engels die strike craft, die manne het die potensiaal gesien na daai eerste oefening Starlight, het die manne die potensiaal gesien om met die aanvalsvaartuig spesmagte manne nader te kan bring. Maar nou is daar weer dit gaan oor vervoer. Jy kan nie met 'n kajak so ver wil roei dat jy te moeg is om jou taak uit te voer. So nou het jy bote soos die Barracuda en sulke goed. Maar nou moet jy hom op 'n straaicraft laai, want hy moet nou saam met jou ry tot op die asvringplek. Nou die aanvalsvaartuie het altyd, as hulle jou afgelaai het hulle ten minste 100 kilometer in die diepsee ingegaan dat hulle dan nie opgespoor kan word nie. En dan kom hulle terug. Ja. Maar die punt is, die Barracudas moet nou ergens gelaai word in Durban met alles en dan ry jy. So uiteindelik het die manne 'n manier gekry om hierdie goed op die skip te kan hoist of jy weet lig. En dit het vir ons nou eintlik 'n baie goeie vermoë gegee. En daar's 'n klomp seewaartse operasies geloods uit daai uit. Yes, oom, hierdie is fascinerend. Ek wil hom nou vinnig oprap, so ek sê maar ons geërgens weer moet asseblief sit. Vertel ons 'n interessante staaltjie in daai Kyk, die interessante ding is, mense vra baie keer wat soek jy in 'n rekkie? Wat sy eienskappe moet hy hê en so meer. Nou ek wil graag die storie vertel van operasie Koolith. Nou dit was 'n operasie om die brug by Quito Karnaval te beskadig of te vernietig. Ek vertel baie vinnig want dit is 'n lang storie. Die manne is afgelaai 70 km noord van die brug. Hulle het geroei, as ek reg onthou, vir 3 ure of so. Toe sny hulle die bote en sink hulle, toe swem hulle nou vir 2 ure tot by die brug. Maar die teiken was voorheen verken, maar toe die watervlak hoër. Toe hulle nou nader kom, was die watervlak laer. En ek sê, dis nou 'n lang storie, hulle kon nie almal by al die pilare uitkom nie, en hulle was gesien gewees, toe word die ouens op hulle geskiet. En die leier van die groep was in die skouer gewond. Maar om 'n lang storie kort te maak, uiteindelik het hulle van hulle ladings geplaas, hulle kon dan ontsnap, en hulle het nou geswem, nou is dit swem, van hulle het nog oksigeen gehad, hulle kon onder, maar ander ouens in Fred, die leier wat geskiet is, hy moes nou bo op die water swem. Toe het hulle uiteindelik by die eerste erfie uitgekom, en daar was van die ouens wat agtergebly het, wat nie daai erfie gemaak het. Toe beweeg hulle na die volgende erfie, en op daai beweging het 'n krokodil die spanleier se flipper, sy parafoot afgebyt. Lukskorrel. So jy kyk as krokodille in die water. Yes. Maar hierdie ander ouens, die ander 2 ouens wat agtergebly het, toe hulle nou die volgende keer aanswem, toe vat dit krokodil vir hom. Maar hy het gelukkig die teenwoordigheid van gees gehad om sy mes uit te trek, en hy en die krokodil het maar hierdie storie uitsorteer, en he lives to tell the tale. Yes. En net interessant, later, ek dink dit was generaal Geldenhuys, hulle het vir hom 'n gemonteerde krokodilkaak met 'n opskrif gegee as 'n memento vir daai. Maar die punt is, die ouens was uitgeput, uitgemergel, dehydreer, maar hulle moes nog aanhou.
So ek weet nie of dit nou illustreer wat die eienskappe van 'n rekkie moet wees nie. Daai maar en 'n krokodil. So dis ek wil sê daai mental fokus en maar soos ook sê het ook jy moet nou ontsnap. Jy moet wegkom. Ja. So dis eintlik die taafheid wil ek aan. Nou daar's 'n paar sulke ander stories, maar op hierdie stadium is dit genoeg om net die vraag te antwoord, wat soek jy in 'n rekkie? Ek onthou en ek wil vinnig al by aansluit na oom kan dalk net ook iets sê daaroor wat SV in die eerste onderhoud het ek nog gevra, ek dink een van die vrae wat is daai een ding, toe sê hy nog het beheerde aggressie. Toe gebruik jy die voorbeeld van ouens wat stap in die bos en sy sak hak vas en hy skud hom net. Weet hy wip sy gat vir die tak onmiddellik uit. En dit was my fascinerend dat daai level van is 'n tak jou irriteer dan dat jy dalk nie sulke groot probleme is wat jy dink nie. Nee, om daai te antwoord, die punt is jy moet 'n innige krag hê en jy moet 'n situational awareness altyd openbaar. Jy moet weet wat is rondom my en weet ek moet reageer so of so of so. Ek dink die laaste ding is om nou die bullebak te wees en te sê man ek neek julle op. Ek wil sê want daai is emosioneel. Ja, dis emosioneel gedrewe. Dit is nie presence of mind wil ek wil. Ja, dis hy ja. En laaste vraag. Ons het nou die SAS, ons het die spesmagte, ons het die Franse. So daai jare, wie was ek weet Israel natuurlik het later ingekom. Was ons die beste? Is dit 'n bietjie van 'n afhangende van die situasie? Kijk, dit is eintlik 'n moeilike vraag om te antwoord want elke ou se operasionele teater, die operational theater is anderste. Die Yanks het 'n massiewe steunstelsel. Die Israelies is naby, alhoewel van hulle take ver dis meer ander tipe take, Mossad en sulke goed. Dis nie, ek wil nie sê spesmagte nie, dis eintlik ander soort van werk. Ja. Maar binne hulle spesmagte in hulle omgewing het hulle ook 'n goeie steunstelsel. Die Franse ook, want die Franse is ook in Afrika gewees, maar hulle het meer die Afrika bos verstaan. En ons was eintlik die experts op die African bush. En die verskil tussen rekkies en rekkies, by ons is jy afgelaai het, jy het 'n doel, jy het 'n plan, jy het ingeoefen, maar jy is nou op jou eie met jou maatjie en of jou span. Ja. En ons moet nou dit behartig. So daai isolasie van daai isolasie. As die Amerikaners nou 'n taak gaan doen daarso, dan het hulle 'n extraction team en 'n hulle daai support structure is daar. Hulle daai hele struktuur daar. Nou ek kan nie van die ander praat nie. So ek dink nie ons wil sê ons was die beste nie, maar ek het ergens geskryf in een van my dinge, ons was in die top 10 van die wêreld. Ek sal dit los vir ander ouens om te besluit waar. Ja. En dan verskriklik dankie. Dit is fascinerend en ek sien uit om dat ons bietjie weer gesels. Maar verskriklik dankie vir ons tyd. Okay. Jacques, baie dankie, ek waardeer hoor.